Hallo julle, welkom by nog 'n episode van Chris en Aldien se Groei Saam met Pastoor Chris en Aldien Boysen. Dis lekker om julle hierso te hê in hierdie Desember vakansietyd. Ek hoop julle hou almal lekker vakansie en ek hoop julle gaan vandag ons episode net so geniet soos wat ons dit geniet. Maar voor ons begin, kom ons begin eers op die regte manier. Vader, dankie dat ons vandag weer hier kan wees om te leer van al die dinge wat U vir ons in die lewe gee en hoe dankbaar ons moet wees vir die dinge wat ons het en vir alles wat U vir ons gee en vir die lewe wat U vir ons gee. Seën ons nou met ons program, laat dit sal suksesvol wees en dankie vir alles wat U vir ons gee. Seën ook elke persoon wat na hierdie program luister vandag. In my naam se wil alleen. Amen. Ek het besluit vandag is 'n lekker dag vir swem, is so lekker warm. Ek dink ek gaan by oom Henry en tannie Marlene gaan swem vandag. Ek hoop julle gaan kwaad wees dat ek sommer nie daar opdaagie. Maar dit het ek al gesien hoe ek is. Hallo Aldien. Dan onthou my nog. Ja, dit kan ek vir jou vergeet. Vra dit. Pastoor Chris sê altyd, ek kom altyd op die onmoontlikste tye en dan vat ek 'n hele uur van sy tyd. Nee, jy's welkom. Ek glo jy kom swem vandag, né? Ja, die dag is so lekker, so. Lieflike weer vir swem. Ja, dit is lekker. Maar ek wil eers ook op die tee hê as dit nie te veel moeite is nie. Nee, met plesier. Ek weet mos jy's baie lief vir tee. En koekies. O. Het Chris julle nie gesê nie? Nee, julle stuk altyd koekies by my, maar kry nooit by julle nie. Ja. So tannie, die tee is heerlik. En die koekies, ja. Ja, nee, is harde werk om die koekies te bak. Jy moet leer om te bak. Dan moet maar die resep gee. Ons sal kyk. Miskien sal ek kyk of dit reg gaan uitkom. Tannie, waar is die oom? Is hy hier? Ja, hy sal nou kom. O, okay. Tannie, terwyl ek hierso is en ons nou lekker tee drink voordat ons gaan swem, vertel 'n bietjie vir my, waar kom Tannie vandaan? Tannie se van Tannie se kinderdae en alles. O, ek is gebore op Kraddock. Maar ek ken nie jy's vir Kraddock nie. My pa het bloot daar afgelos en ek is daardie tyd daar gebore. Maar toe ek my verstand gekry het, het ons op Komedagga gebly. Komedagga? Ja, dis in die Karoo en dis so 'n ou klein gehougie. Daar is om toe ek daar gebly het, was daar omtrent 8 huise gewees. En een kafee wat vir jou alles gegee het wat jy nodig het. En daar was 'n skooltjie met 2 onderwysers. Dis waar ek my eerste keer skool toe gegaan het. Net 2 mense. Die skoolhoof het die ouer kinders geneem en juffrou Maasdorp was my onderwyseres. Maar ek het dit so 'n geskiedenis daar. My broer was in die skool en elke pouse het hy huis toe gekom want die skool was net een huis was tussen ons en die skool. Sjoe, lekker. En dan kry hy sy toebroodjies en dan moet ek my toebroodjies ook kry want ek het my eie skooltjie onder die peperboom gehad wat in ons agterplaas was. Ag my moeder. Daar het ek my poppe geleer, hoor, hulle moes skryf en spel en somme doen en lees en alles. Ek het toe al geoefen om 'n onderwyseres te word. Sure. En my ma was 'n onderwyseres en sy het my geleer en ek kon toe al Engelse boeke lees, ek kon Afrikaans lees, ek kon somme doen. Ek het net baie lelik geskryf wat ek vandag nog 'n probleem mee het. Maar in elk geval toe ek 5 jaar oud was, ek in Julie maand het my ma na die skool gegaan en gevra kan sy my nie maar in die skool sit nie, want ek kan nou al daai dinge doen. So ek was maar net 2 kwartale in stap A. Sure. Ja, maar ek het goed gedoen en ek het aangegaan met baie goeie juffrou gehad. Sy het baie mooi geskryf, maar ek kon nooit by haar skrif bykom nie. En ek het een probleem gehad wat ek kan onthou, 'n B en 'n D het ek altyd omgedra. Oh. Maar in elk geval, toe ek in stand bietjie ouer was, toe kom daar 'n hele span werkers want hulle het 'n tonnel naby Komedagga gebou. En daar het soveel mense daar kom bly. Skielik het die dorpie verrys na 'n groot plek, als houthuise gewees. En hulle het 'n nuwe skool vir ons gebou en hierdie klein skooltjie het gegroei na 'n 9 onderwyserskool. En ja, daar het ek skool gegaan vir tot is hulle 1. Toe trek ons Willowmoor toe. Willowmoor. En Willowmoor is die plek waar ek eintlik groot geword het. En weet jy, ek so spyt
my kinders kon nie ook op die platteland groot word nie, want dit is heeltemal anders. Elkeen ken die ander een, en ons het die winkels daar, almal ken jou, al in, ag my moeder, en ek was mos mal oor papierpoppe, en die apteek wat so mooi skoon was en so lekker geruik het papierpoppe aangehou, en as ek my sakgeld kry, Boeta, maak ek daai apteek ryk, want papierpoppe moet ek koop. Ek het so baie gehad, en dit in 'n groot doos onder my hangkas geberg. En eendag het ons geëet, en my vriendin se klein sussie het in die huis ingekom en na my kamer toe gegaan. Sy het geweet waar ons bly papierpoppe. En toe ek klaar geëet het en ek gaan kamer toe, het ek baie papiertjies moes optel. Ag Sy nee. het my hele klomp papierpoppe stikkend gesteek. Was dat nie kwaad nie? Man, dit het maar verby gegaan. Maar ons het ook, weet jy waar, ek het so lekker gespeel op die klein dorpie. Naby ons huis was uit van disiekrale. Dis hokke en hokke waar die diere geberg word, en dit is ook 'n groot bak water vir die diere om te sit, wat in die winter met 'n dik yslaag bedek was. Sure. Dan naby was 'n wa waarop die afslaer gestaan het wanneer hy die skape die verkoop. Ons het so lekker daar gespeel. Ons het geskaats op daai ys. Ons sit dit op die wa en ons skaats ons heen en weer. En as ek alleen is, dan gaan ek sommer so, ek is maar 'n alleen mens, ek kan maklik met myself praat. Dan gaan speel ek by daai van die hokke. Dis my hotel en dis my kamers, en hoorie, ek het so ryk verbeelding gehad, dat ek een ding kon gedoen het, ek kon opstelle geskryf het, want my verbeelding hardloop net weg met my. In elk geval, ek het daar gebly, tot in die 3de kwartaal van Sanet 8. Toe trek ons Port Elizabeth toe. O, En ek is vandag nog mal oor Port Elizabeth. Noem maar Kabega, maar van my bly hy Port Elizabeth. En hier het ek skool gegaan, en sê, nou moes ek met 2 busse skool toe ry, waar ek altyd skool toe kon loop. Maar ek was vreeslik gelukkig in daai skool. Ek moes na so ver skool gaan, want dit is die naaste wat naaldwerk aangebied. wat 'n skool was daar nie Ek gewees? was in hoërskool Silje. D.F. Malherbe was baie nader aan my, maar het nie naaldwerk aangebied Okay. nie. En ek wou eintlik 'n naaldwerkonderwyseres geword het eendag. Maar ek het toe soontoe gegaan, en ek is so spyt dat hulle nie meer naaldwerk en houtwerk en metaalwerk aanbied in die skole nie. Want daai naaldwerk tot matriek maak dat jy kan jou klere maak vir altyd en altyd. So het ek my kinders my eie trourok gemaak, my 3 dogters se trourokke gemaak, en ek het enige iets kon doen. En die liefde daarin was so oorweldigend in my hart. En kan julle glo, uit die 3 dogters wat ek het, stel nie een belang in naaldwerkie, want mamma is mos daar om alles reg te maak en alles vir hulle te doen. Ek is so hartseer, want ek het soveel masjiene wat ek vir hulle wil weggee, en nou wil hulle nie. Ai, dis hartseer. Dit is vreeslik hartseer. Toe sê die houtwerkonderwyseres by die skool vir my, jong, my seuns wil ook nie een houtwerk doen nie, en ek is so mal oor houtwerk. Toe voel ek nie alleen nie. Ag, dit gaan maar so. Maar in elk geval, ek het besluit van kleins af, ek wil 'n onderwyseres word. En ek is ook op toe, dus in die Parel, want hulle bied naaldwerk aan. Ek het mos nou gegaan om 'n naaldwerkonderwyseres te word. Maar in my 2de jaar het ek vreeslike asma-aanvalle gekry. Ons koshuis moes oorgedoen word, en al die pleisterwerk is afgekap, en nuwe pleister is op die mure gesit. En dit het my bors so aangetast dat ek asma gekry het, en besluit het ek gaan maar liewester terug. Na my 2 jaar kon jy gaan skool hou, Ja. en ek gaan maar liewester terug. Want ek het ook by Karel in die baie gehad, nee, Okay. wat vir my gehad. Vertel my gou, by watter plek het Tannie se 'n man, as 'n kerel ontmoet eers? By die KJV. KJV. Ja, maar ek weet Wat laat net eers hoor waarvoor staan KJV nou weer? Hulle sê kry jou vrou. Kry jou vrou. Maar in elk geval, die man wat ek vandag mee getroud is. Ja. Ek het baie vriendinne gehad wat in D.F. Malherbe was, waar hy ook was. Mhm. En hulle het my elke keer van hom vertel. Almal was mal oor hom, want hy was baie aantreklik, moet ek vir jou sê. Maar ek het nou nie daarin gesteer nie, want ek het iemand anders gehad. Ja. En toe
kry ek so waar by vriendin, sy vat my eers pluimbal toe ek gaan speel. Pluimbal net ook pluimbal gespeel. En hy het eendag vir my gesê, kom hou my trui vas, baie asseblief. En dit is ons nou maar 'n manier om aanknoping te begin. En toe ek klaar van die baan afkom, toe kom haar sy trui, toe sê iemand anders, wat hier by my baie lastig gesels het, so en so. En toe hy sy trui kom haal, toe sê ek, man, luister, ek gaan eintlik uit met hierdie ou, net om ontslae te raak van die ander ou. Ja. En daar het die ding begin. Ja, maar ek is nooit spyt daaroor. En dit so tannie se man eintlik maar by die kerk ontmoet, by die kerk ontmoet, ja. Ons het saam kerk toe gegaan. Ek het ook in die kerk se koor gesing. Dit was vir my vreeslik lekker. En op 'n ou Kersaand het ons na die tronk toe gegaan in die aand te gaan sing vir die mense. En dan antwoord hulle terug vanuit hulle selle uit. Baie dankie, baie dankie. Dis nice. Ek het so hartseer dat mense daar sit en seker nou jammer is oor hulle sonde, maar dan moet hulle gestraf word. Shame. Tannie wil net iets vra. Dink tannie vandag se jong mense, soos byvoorbeeld my dogter Chantel. Sy is nou al 26, sy is nou nog nie getroud, sy het nog nie iemand ontmoet nie. Dink tannie dat in vandag se dae kan mens nog steeds jong mense by die kerk ontmoet? Weet jy, ek is baie teleurgesteld dat daar nie meer so iets bestaan soos die KJV. Ja. Dit later die KJA geword. Okay. Maar dit was so lekker. Ons het vir ander KJA mense, KJV, takke. Ja, het ons gaan kuier. En ek kan nou een ding onthou wat ek tog vir iemand wil sê wat wil luister. As jy vinnig vriende wil maak, dit's wat hulle gedoen het. Ons het daar aangekom, ons het niemand geken nie. Hulle het vir elkeen van ons 'n paar boontjies gegee. Boontjies. Ja, dan sê hulle vir jou, jy gaan nou met iemand praat, en as daai persoon 'n ja of 'n nee antwoord vir jou gee, moet hy vir jou 'n boontjie. Weet jy gesels met enige een net om daai ja of daai nee te kry, en jy kry 'n boontjie en jy kyk wie wen. En dit dadelik word die ys gebreek en almal is vriende. Dit klink nou 'n lekker speletjie. Dit is 'n ken mekaar. Ja. Speletjie. Ek dink Chris moet dit by sy kerk begin. Ek dink dit sal lekker wees. Dit is verskriklik lekker en jy onthou daai mense en jy lag vir almal en dit is net groot. Dis jammer dat die kerk nie meer sulke goeie regtig doen nie. Baie jammer dat die kerk nie sulke goed doen nie. Shame, want ek is bekommerd oor haar want sy is nou al 26 en ek weet sy wil so graag iemand in haar lewe hê, maar dit is baie moeilik omdat waar ontmoet mens nou regtig iemand? Nie op die internet nie. Ek glo nie daaraan nie, want 'n mens kan baie verkeerde mense daar ontmoet. En jy moet iemand baie goed ken oor die internet. Maar ek het my man op die internet ontmoet. Maar dan is jy baie gelukkig. Ja. Maar mens moet nie sommer vis kan vis nie. Jy moet die ding mooi uitkyk. Ja, toe maar ek was daarom op 'n paar dates, weet jy wat dit in Afrikaans sê. Maar dit is 'n probleem dat daar nie meer sulke verenigings is. Ja, dis jammer want dit sal net gehelp het vir mense om mekaar te leer ken. Want waar moet mens nou regtig mense ontmoet? Behalwe as jy van jou skool daar of jou skoolvriend vat. Soos my een klein dogter, sy het 'n lieflike verhouding nou met 'n ouetjie wat saam met haar was. Is al jare wat hulle gaan en nou studeer hulle ook saam en nou hulle is pragtig by mekaar. Ek kyk altyd so. Hulle sê hom in die skool ontmoet. Ag, dis nou maar ongelukkig. Ons kom van Brits af, so Chantel het niks se skoolvriende hier nie, so sy het nie regtig, maar sy het daar 'n paar vriendinne al ontmoet en alles. Maar miskien ken die vriendinne iemand wat hulle. Sy het nog iemand gesien nie, maar ek sal weer met haar 'n bietjie praat. Ek is actually lus om en nou moet jy mens bid oor dis. Ja. Mens moet werklik op jou knieë gaan bid vir daai. En as jy nie bid nie, gaan die Here nie vir die regte persoon stuur en jy gaan dink daai persoon is die regte persoon vir jou, maar eintlik is dit nie die regte persoon vir jou nie. So, en mens wil ook nie net gaan trou omdat jy wil gaan trou nie, want dis ook 'n verkeerde rede. Nie die regte geloof het nie. Ja. En gewoonlik wil jy ook jou 'n man trou wat jou taal praat. Ja. Jy moet dieselfde dinge koester as wat jou man. Ja, want as jy dit nie doen nie, dan ek sal vir jou sê, hierdie man van my. Ek sal nooit ruil vir een ou. Beklei ons baie keer, dit is die man wat die Here vir my gegee. Ja, nee, so gelukkig en geseënd is 'n mens. Hoe lank is dan julle nou getroud? Ons is nou 58. 58. Jeez, ek is nou eers 53. Dis verskriklik. Maar ek sê altyd vir my klaskinders, luister,
Is dat vir vrou oud is jy vrou? Ja, hoe oud is Tannie? Ek is 27. 27. Weet jy hoekom sê ek is 27? Nee. Want dit is die wonderlikste jaar in my lewe. Want die dokters het vir my gesê, mevrou Farvis, jy sal nooit 'n kind hê. Neem maar eenetjie aan, jy gaan nooit 'n kind. En ek het gebid en gebid. Ek het gehuil, baie dae gehuil. En uiteindelik het ek 'n operasie gehad. Ja. En die ginekoloog het vir my gesê, jy kan kinders hê soveel as wat jy wil. En sien, die Here het hom vir my gestuur. Hy was positief en ek het hom geglo. Want ek het later uitgevind, hy het glad nie geglo wat hy gesê het nie. Hy het my laat glo. Ek gaan jou gou regmaak en jy gaan kinders hê soveel as wat jy wil. In geval ek het 'n operasie gehad aan my baarmoeder wat so klein was en in 2 gedeel was dat ek nie kon kinders hê nie. En 7 maande later was ek by die wasmasjien en ek het soms skielik geweet ek is swanger. En ek bel die dokter en ek sê dokter, ek is swanger. En hy sê nee, jy kan nie, jy moet ten minste 10 dae wag. Ja. Ek sê ek weet ek is swanger, ek weet. En ek gaan toe na hom toe en die suster toets my vader. En hy gaan nie terug na sy kantoor, hy wag vir die uitslag. Ja. En sy sê positief. Woe, sê nee, sy sê dis mevrou. So en so. Ek het haar eerste getoets. Okay, sê ek gaan nou maar na sy spreekkamer toe met sy volgende pasiënt. En toe sy vir hom sê, mevrou Farvis, jy kan by jou doeke gaan koop. Toe wil daai dokter deur die dak spring van die blydskap. Toe ek in die hospitaal kom om geboorte te gee met 'n keiser en ek word wakker, toe staan die hele kamer vol verpleegsters en ek sê, wat maak julle nou hier so? Nee, sê hulle, praat die een, ek vertel vir hulle van jou dokter, Blog het vir ons vertel in ons klasse van jou, dat jy 'n kind kon gehad het, jy het die operasie gehad, en nou hierdie kind kry, is 'n wonderwerk hierdie kind, dat jy die kind gehad het. Dit was toe ek 27. Ja. En die dokter kom op daar, en ek sê, jou dokter, hoe dit gebeur, nee, sê hy, die Here het vir my hierdie kind gegee. Ek was so dankbaar oor hierdie kind. Maar in elk geval, ek het oral met haar gespog en geloop, sy was 'n pragtige ou deuntjie. En die swart mense was mal oor haar, want sy was pokkelvet, niks haar op haar kop nie. As ek hoor toe gaan, dan stop die swart is, hulle almal met hierdie ou babatjie iets doen. Ag, my moeder. Lekker vet is. My tweede kind was maar en niemand het ooit gestop te kyk hoe lyk sy nie. En toe ek by my dokter kom met die eerste kind, toe sê hy, she's a miracle, and she's so beautiful. En daai dokter van my was 'n wonderlike dokter, 'n ou Joodse dokter geweest. As my kinders siek is, hy het gesê, ek kyk eerder 3 keer te veel dan alles 1 keer te min, dan moet ek na sy huis toe gaan. Hy, Sondag, maak die saak nie, ek moet kom, of hy kom my, en hy sien my kind, en ek het al 2 gehad, toe roep hy die, sy dogter, wat daar was, hy sê, come and have a look. Mrs. Farvis had 2 miracle children. She couldn't have children a year that God gave them to her. So goed is die Here, né? In elk geval, ek sê toe vir Dr. Blog, hy sê, Dr. Blog sê vir my, kan ons nie nou maar vir jou steriliseer? Ek sê, nee, Dr. Blog het gesê, kan hy soveel, ek wil nog 'n kind. Ja. Hy sê, okay. Ek sê, kyk om so, ek sê, Dr. Blog, jy het nooit regtig gedink, ek sal kinders hê nie. Nee, sê, ek het nooit geglo nie. Ek het jou maar net positief gehou, dat jy moet glo, en jy het geglo nie. In elk geval, ek het my 3de kind gehad, by 'n ander ginekoloog, my dokter is toe, universiteit toe. En daai dokter was die teenoorgestelde, en hy het my reguit alles vertel. Hy sê, mevrou Farvis, ek weet nie waar kom jou kinders vandaan nie, want jy kan nie kinders. Hy sê, jy is so geblok van binne en geknoop in die organe het aan mekaar vastgegroei. Net die Here alleen het vir jou daai kinders gegee. Ja, dokters gesê, ek kan nie kinders hê nie, maar die Here het alles besluit en dit vir die 3 dogters gegee. Nou, ek waardeer my kinders verskriklik baie. Toe kry ons 'n nuwe predikant, en hy kom toe kuier, toe ek my 3de kind het. En ek sal nooit vergeet, hy ken nog nie vir my nie. Hy kyk my so en hy sê, "Ai, fooi, tog mevrou Farvis, en is alweer 'n ou dogtertjie."
Ek sal daai nooit vergeet nie, want daai dogtertjies was vir my baie welkom op die saak of hulle dogtertjies of sê, die Here het hulle vir my. Ja, so geseënd is 'n mens, né? In elk geval, hoekom ek toe weer moes gaan studeer, ek het toe nie nadag gedoen, ek het toe junior primêr gestudeer, want ek was toe bly, want daar is nog nie vandag naaldwerk. Ja. En ek het amper 40 jaar, is dit nou 40, skool gehou. En dit was my wonderlik. Dit was my absoluut wonderlik. Ek is so lief vir die kinders. En ek moes eintlik 'n boek aangehou het om al hulle sê goedjies neer te skryf. Tannie kan dit nog steeds doen. Maar ek onthou dit nie als nie. Ek het baie keer by die klas uitgeloop en buitekant gaan lag. Want ek wil nie vir hulle wys hoe so goed hulle gesê het nie. Maar ek kan een goed dingetjie onthou, die seentjie moes vir my 'n briefies opstelletjie skryf. En hy het ons het net vir Samson behandel en ons het vir al hierdie goed in die Bybel behandel. En hy vertel vir my dat hy en sy pa gaan jag het. Ja. En hulle jag toe 'n leeu, skiet die leeu dood, bring die leeu op die bakkie huis toe, hulle slag die leeu af. Hy skryf, en toe maak ons heuning van die leeu. Dit wys jou, as 'n kind nie lekker verstaan nie. Maar ek het toe later, so tussen my kinders en my studies deur, het ek by Lorraine skool gehou, 'n paar keer daar skool gehou, en toe het ek Kaapstad toe gegaan. Kaapstad is 'n skool vir serebraal verlamdes en vir leergestremdes. En hy het 'n wonderlike hoof daai tyd gehad, meneer Boshoff. Meneer Boshoff was baie lief vir die kinders. Die kinders was nommer 1. En toe ek toe gaan ek het die man net dadelik geklik. En hy sê toe vir my, luister, ek gaan jou nou na die sub A, want ek so 'n sub A pos kry. Ek gaan na sub A juffrou te neem. En dan kuier jy vandag by haar, en as jy die pos wil hê, dan kom sê jy vir my. Ek gaan na die sub A juffrou, en daar's 'n ou seentjie. Hy's so 'n mooi ou dingetjie. Maar hy het baie probleme, en hy sukkel om sy vuur te maak, en sulke rugbewegings, en ek help hom toe dadelik, en ek klik toe met die kind. Maar onmiddellik weet ek, dis die werk wat ek wil doen. Ek wil hierdie kinders met die probleme, wil ek help. Ja. En ek gaan toe terug na my broer en sê, ek wil kom. Hy sê, kom, jy begin maar môre. Lekker. Ek het daar skool gehou, en ek het dit so geniet. Ja. Dit was die lekkerste ding, om vir hierdie kinders onderwys te gee. En te sien hoe hulle by jou inkom, en hulle weet niks. En as hulle uitgaan daai jaar, dan kan jy nie glo, dit is dieselfde kind nie. Hy kan nou lees, hy kan nou spel, hy kan nou skryf, hy kan nou praat, alles, hy kan alles doen wat jy wil hê hy moet doen. As ek so trots op hulle, en ek onthou hulle vir ever and ever, ek sal hulle nooit vergeet. Dit is amazing. Ja, nee, ek was baie lief vir my werk, en ek kan baie dingetjies onthou. Ek kry, toe hulle nou die kleerlinge in die skole kom, die bruinmense, kry ek toe my eerste seentjie. Hy kom vir 'n toets, voor hy gekom daar, voor hy bly in 'n shed. Hy shame. En ek toets hom, hy kan nie lees nie. En hy kan nie skryf nie. En hy kan nie spel nie. En ek kom by die wiskunde. En die kind kan wiskunde doen. En wiskunde is my vak, en ek raak so opgewonde, want ek maak dit al moeiliker, en hy hou by. Weet jy, ek gryp hom so daar, en ek druk hom vas, ek kom by die huis die middag, ek sê vir my man, hoorie, daar was 'n seentjie, hy het 'n omloop op sy wang gehad, maar geen om nie. Ek is so bly, ek het 'n kind wat wiskunde kan doen, ek druk hom so. Ag, my moeder. Maar toe kry ek 2 ander serebraal verlamde kinders. Patience was die meidjie, sy was 'n ou dogtertjie van Graafrenet af, 'n swart dogtertjie, en 'n bruin seentjie met 'n swart mamma, maar daai ma was so lief vir my, omdat ek vir haar kind lief was. En ek vra, maar die somme is non-existent. Ek vra vir hulle, sê, Patience, as jou mamma 11 koekies bak, en jy eet 2, hoeveel gaan oorbly? Sy dink 'n bietjie, sy sê 12 juffrou. Ek sê, ek gaan na die seentjie toe, ek sê, Alwina, en as jou ma nou 11 koekies bak, en jy eet 2, hoeveel bly? 12 juffrou. Dis my antwoord, juffrou, dis my antwoord. Ek het dit eers gesê. Ag, my moeder. Ja, nee. En kon julle die kindertjies laat swem? Die skool het mos 'n swembad. Ja, hoorie so, ek wil jou dit vertel. Ek het 1 jaar
in die sub A-klas baie swak kindertjies gehad. Fisies gestrem, liggaamlik gestrem, ook nie baie slim nie. Ek vat hulle na die swembad toe en ek het my klere aangehad en my horlosie was daar en ek laat hulle swem, maar hulle is baie swak. Die enetjie loop net so om die swembad want hy hou nie van blare nie, blare maak hom bang, so blare op die water is net bang. Die ander enetjie is cerebraal gestrem en sy ma stuur vir my 'n band wat te groot is vir hom. Nou hier hang hy aan die band. Ek moet hom die hele tyd dophou en ek moet die hele liggaampie uithaal as hy klaar geswem het. Ek moet hom baie goed dophou want hy kan net in hierdie bandjie swem en ek is so bang hy val deur. En die ander is ook maar sukkel maar sit hulle self. Maar ek het 'n ou waterhoofie gehad. En toe ek vir die cerebraal verlamde enetjie kwadripleeg uithaal en hom neergesit het, kyk ek om en hier tol my waterhoofie onder die water. Ek gil en ek spring in skoene, horlosie, alles in die water en ek lig hom so op. Hy kyk my so en sê, "Hallo teacher." Ek gaan die volgende dag kom sy ma en sy sê vir my, sy bedank my toe dat ek hom uit die water haal. Sy sê, "You know, I told Harry that Jesus held your hand." And he said, "Oh no, it was my teacher." My moeder. Die kan nie anders as om hulle baie Ja, dit is seker 'n baie vervullende werk. Verskriklik. Want dit is wat jou hele vreugde in lê, dat jy vir hierdie kinders iets kan beteken. Hierdie kinders wat in gewone skole Dit is die uitwerpsels is. En tog het die Here hulle almal gemaak en weet jy hoe lief kry mense daai kinders? Weet jy hulle is so anderster. Hulle loop in die winkel, hulle sien jou daar en hulle skree so 'n klip af. Hallo Mrs. Vargas, jy weet. Hulle is regtig die pragtigste kinders. En jy kan hulle maar druk as hulle goed. Nooit my kinders betaal met lekker goed en sulke goedie. Altyd met 'n drukkie. Ek het vir Maak gehad. Maak is vandag 'n priester. Maar Maak, die spraakterapeut sê vir my, hoorie, jy moet nie aan hom raak nie, want sy weet ek is lief om die kinders aan hulle te vat en te doen. Want meneer Bos het my hoof het vir my gesê, hoorie, vat aan daai gestremde en jy sal gou leer om die kind lief te kry. In elk geval, sy sê vir my, jy moet nie aan Maak vat nie, jy is tactile defensive. Wat's dit? Jy mag nie aan my vat nie, sy eie spasie. Ja. Hoorie, so dat ek nou vir jou sê, daai Selma was baie goed in wiskunde. En veral in wiskunde is hy baie goed. Mooi ou seentjie gewees. En dit was nie 'n maand nie. Hy sien net maar hierdie juffrou druk die kindertjies. Toe wag hy buitekant vir my as hulle uitgegaan, laat ek hom met die kindertjie. Daai selfe kind wat die juffrou gesê het. Ag, my moeder. En ek is so trots op Maak is 'n goeie, hy's 'n priester. Maar hy doen sy werk en ek is baie trots op hom. Ek is trots op al my kinders. As ek gehoor het hulle het matriek geslaag, ek sien dit in die of ek hoor iewers uit hulle, dan wens ek hom geluk en ek vergeet hulle nooit. Dan het seker baie van Tannie se kinders op Tannie se Facebook. Ja, en van my eerste skool. Van my heel begin skooljare het ek my kinders en ek hoor nog steeds van hulle. Ek is baie mal oor kinders. Ag, dis lekker. Dis goed om so liefde vir kinders te hê. Ek moet erken, ek het beteken my eie kinders verwaarloos om my skoolwerk. Rarig. Ja. Ek kan dit nie glo nie. My skoolwerk het eers gekom. Ja, nee, ek is baie lief vir my skool. Ag, dis lekker. Is daar nog stories wat Tannie kan onthou van die kindertjies? Ja. Ek kan onthou van Jeremy. Jeremy was in standaard 3. Toe sê hulle vir my, hoorie so, die kind het 'n IQ van, ek dink dit was 140, 'n hoë IQ. Ja. Maar hy's 'n snaakse persoonlikheid, baie snaakse persoon. En dit is hoekom hy hier is. En hulle sê toe vir my, kan ek hom nie wiskunde gee nie. Nou moet ek my kinders wegstuur vir 'n ander juffrou wat nie my kinders teen die muur laat sit het en laat lees het en ek was nie daar by te Ja. En ek moet met Jeffrey werk wat nie wil leer nie. Toe sê ek vir die hoof, nee, dit gaan nie werk nie. Maar Jeffrey, ons hou bazaar en ek vat my oudste dogter saam en hy sien haar by die bazaar. En hy hou so baie van haar. En ek draai so om my en draai my. Die maandag toe ek by die skool kom, onthou hierdie kind het 'n snaakse persoonlikheid. Toe sê hy vir my, Mrs. Farnes, when are you going to come and visit us on the farm? But you must bring your daughter with you. I said, Mrs. Farnes, why didn't you tell me you were here? I could have carried your case to the classroom. Maar
Maar dieselfde Jeffrey, die juffrou wat sy onderwyseres was en ek was saam in 'n liftklub. En sy vertel ons elke dag van hom. Sy sê hy kon baie mooi teken. En hy kon pragtige opstelle skryf, somme kon hy. En sy kom by hom en hy's nog steeds besig met sy godsdiensttekeninge. Gaan net aan, sy sê, Jeffrey, it's time to put this away. It's now your mess time, do your mess. Ja. Hy kyk ons so en hy sê, Mrs. Boyson, what is more important, mass or scripture? You tell me. En dis ook hy wat terwyl ons 'n kind bespreek, nee, ek is nog sy juffrou, is al die terapeute en die sielkundiges en die hoof by mekaar en hulle wil alleen wees, dan is die kinders nou ongelukkig alleen van daai rukkie in die klas. Maak hy sommer die deur oop. En hy kom in en hy sê vir Mrs. Boyson, I need a pen. Here's my 10 cents, I want a pen. Want sy het altyd vir hulle penne gegee as hulle nie het nie. Sy sê, Jeffrey, go back to the class. Don't disturb us now, we're busy. No, Mrs. Boyson, I need a pen. Here's my 10 cents, I want a pen. En sy soek na handsak, sy kry 'n ou halfgeskryfde pen. Sy sê, Jeffrey, take this pen, go back to the classroom. Keep your 10 cents, buy yourself a packet of chips. Hy stop, hy draai om, hy sê, oh no, Mrs. Boyson, you owe me 5 cents, because chips are 15 cents. So hy kon daar 'n bietjie sommetjies doen. Ek sal dit nooit vergeet nie. My moeder. Hy gaan toe uit na 'n ander inrigting vir gestremdes. En eendag kom hy daar netjies aangetrek. Maar hy maak of hy baie spoggerige mens. Hy hou sy hand uit vir almal sê, I've just passed matric at Clawson Ground. I've just passed matric. Ons weet toe almal, hy het glad nie matriek geskryf. Hy vertel net vir almal, hy het matriek geskryf. Maar hy raak baie lief vir hom. Ja, ek het 'n ou Griekse ou seentjie gehad, spekvet, hy's ongelukkig ook in 'n motorongeluk oorlede. Maar hy was ook maar 'n probleem. Maar dan hy kon nie reg praat nie. Dan stuur hy vir my 'n briefie. I love you too much. Toe hy graad 2, toe sy toe gaan, toe kom Pauses na my met dieselfde ou briefie. En hy sê vir my, I love you too much. My moeder. Ek oproep kry in die middag en hy sê, Teacher, I love you too much. Dan weet ek dit is hy. En hoor die soms sy mama, was so lief vir hom. En toe ongelukkig. Dan groot ons, dit is baie bederf ryk mense. Gee hulle vir my motor, hy ry lekker rond, ek weet nie wat het En ek was so lief vir daai kind. Shame. Maar eendag was hy so stout in die klas. En ek het 'n badkamer in my klas gehad. En ek sê vir hom, go sit in the bathroom and wait there till we're finished, because you can't behave yourself. En dis 2, die klok lui. Ek maak die deur oop, sê, come Carlos, you must come now, ons home toe. Hy kyk my so sê, oh no, you put me here, I stay here. Vir hulle nie huis toe gaan nie. Nee, oor hierdie kinders kry in jou hart en regtig waar. Ek gaan baie goed onthou met die op die oomblik kom dit nou nie so baie. Maar ek het baie vir die onderwyseresse vertel, baie keer tot my toe gewag, wat het nou weer vandag gebeur, wat ek nou so kan. Ag, my moeder, ja, maar mens moet seker 'n spesiale persoon wees om met sulke kindertjies te werk. Man, ek is 'n gebore onderwyser. Ek het nooit vir die geld gegaan nie, want hulle gee nie baie geld as jy onderwys gaan. Ek het vir die liefde van die saak. Ag, dis lekker. En die bevrediging, die ouers wat aan my kom en sê, dankie tog, vir wat jy vir my kind gedoen het, jy weet. Dit is die dinge. Of ek het dan nog briefies wat die kinders beskryf, wat ek vir hulle gedoen het. Shame. Alhoewel as ek hulle vandag raakloop, toe ek nog jonk was, aan self ek was baie kwaad. Ek wil jou iets sê. Daar is 'n seentjie gewees toe ek by Dr. Verloon was, ek het net begin skool. En elke dag as ek pouse, was nie in my klas nie, as ek pouse buite loop, dan sê juffrou, môre bring ek vir juffrou 'n pizza. Al sê my sien, juffrou, môre bring ek vir juffrou 'n pizza. En hoor hierso, dit het aangehou en aangehou tot hy by my in standaard 1 gekom het. Juffrou, môre bring ek vir juffrou 'n pizza. En hier in die middel van die jaar bring hy vir my 'n pizza. En jare daarna stap ek in 'n winkel en iemand tik my op die skouer en die persoon sê vir sy jong man, is u nie mevrou Faris nie? Ek sê ja. Hy sê, ek is die seentjie wat vir jou elke dag 'n pizza beloof het.
En die seentjie is vandag ons orgelis by die kerk en hy speel fantasties orgel en hy klavier nog mooier as die orgel. Hy is baie bekwam en hy is ook 'n onderwyser en hy sal my sommer bel en ons sal sommer 'n uur lank praat oor die dae wat ek vir hom skool gehou het. Ag, my moeder. En hy vertel vir almal ek was sy onderwyseres en ek het hom dit geleer en ek het hom dat geleer. En ag, want dit is net te lekker om sulke mense te ken. So Tannie was nie alle jare toe by Sap A nie? Nee, ek het verder gaan studeer en ek het ook remediering gedoen. En baie, ek het nie spesifiek remedieer in 'n klas gevat nie. Ek het geremedieer in my klas. Man, dit is my so lekker om 'n kind te leer hoe om te dink. Ek het een keer het meneer Bos op by my gekom en hy het gesê, hoor jy, die inspekteur is hier en hy wil vreeslik graag kom luister na jou. Toe sê ek, meneer Bos, ek is so siek. Ek kan voel hoe warm is ek. Ek is dodelik siek. Ek kan nie vandag vir hom. Ja. Meneer Bos sê, ag toe man, wys net vir wat jy kan doen. Ek sê, okay, bring hom, maar ek is baie siek. En ek het my ook 'n Sap A groepie daar op die mat en ek doen 'n wiskunde les. Maar ek sien arme ou Graimpie sukkel en hy kan nie bykom. Hoorie, en ek los my les net so en ek begin met Graim se probleem te werk tot hy verstaan. En toe gaan ek verder. Ek het 'n Meriete gekry. Sjoe. Want ek het vir die kind se probleme was eerste voor enigiets anders. En ons het 'n ou baie kwaai inspektrice gehad toe ek die kleintjies gehad het. En ek het 'n ou seentjie gehad was sy pa in die nag gehelp en sy een oog verloor het, net 'n gras. Shame. Hy het ook sy pa gedryf, maar hy was toe my son het een. En ek sê toe vir hulle, die inspektrice kom daarin. Nou ek is so, jy's baie bang voor die tyd maar sy inkom dan vergeet jy dit. En jy gaan aan met jou werk. Hoorie, en dit gaan goed. Die kinders kan pragtig lees, die kinders kan spel, die kinders kan wiskunde doen, alles. En sy sê vir my, mevrou Faris, voor ek loop, wil ek nog net 'n gediggie hoor. Nou normaalweg sal die juffrou haar beste kind vat. Ek vat Matteus, die swakste kind. Hy het altyd neusie so afgevee en die neus het altyd geloop het so. Maar Matteus is verskriklik lief vir gedigte, alhoewel hy dit nie kon sê nie, maar hy het die wysie geken man. En Matteus het gestaan en hy het gelewe soos hy daai skoolsiekte. En Jaapie was so baie stout en hy lewe. En ek straal want ek is so trots op hom en ek sê pragtig Matteus. Hoorie so, my vrou stap daar by die deur uit. Tok, dan die skool toe. Ek gaan aan met my werk. So 'n uur later kom sy terug. Sy hou haar hand so na my, sy sê, mevrou Faris, jou werk is uitstekend. Wie wat, dis daai kind wat ek gevat het, wat sy gesien het, ek vat my swakste kind en ek spog met hom. Dit is Shame. En dit was vir my lewe, ek werk met my swak kindertjies, ek wil hulle bring tot waar hulle moet wees. Maar ons kinders word gereeld getoets en ek sê vir jou, ek het kinders in Sap A, aan die einde van Sap A gelaat toets. Dan party van hulle word hierdie sielkundige getoets. Gelees op 'n standaard 3-4 vlak. Gespel tot dit standaard 3-4-5 vlak. Wiskunde gedoen op 'n hoë vlak. Ek het regtig, wiskunde was natuurlik my vak. En ek kyk hoe werk die kinders. So, by hulle leer jy, hierdie kind doen dit om by die antwoord te kom. Daai kind dink dan. En dan gebruik jy wat hulle doen om die ander kinders ook te leer. Ag, jene, dis pragtig. Dit is vir my net verskriklik lekker. My kinders was, ek het 1 jaar 'n klas gehad. As dit na lang pauses is, sê hulle, ag juffrou, kon sê weer wiskunde doen. Hulle wou almekaar wiskunde. Dit hulle like dit seker. Maar die juffrou was te mal daaroor. En spel ook. Ek het by my eie kinders gesien, hulle word spelwoorde gegee, gaan leer het ons straks môre toets. Ek doen dit nie so nie. Ek gaan elke woord met 'n klap hom, breek hom op en lettergrepe. Wat is die reël hierso? Hoekom doen ek dit? Waarom doen ek dit? En my kinders kon spel. Want ek het nie net papegaai werk. Nee, ek was baie mal. Dan is sy eie kinders kon ook seker goed spel. Ja, veral my middelste kind, sy het uitstekend gespel. En sy haar Engels, dit was nou 'n groot storie. Haar Engels, sy kan Engels praat, maar sy maak nog steeds baie foute en so aan. Maar sy het mooi reggekom.
Want ek het al nog dikwels op haar taalfoute gewys en so. Maar in matriek kry hulle 'n opstel om te skryf en sy het die hele opstel vir my afgeskryf wat ek kon sien. Maar sy het die onderwerp verkeerd vertoon. Ai, Janne. Ek was so bekommerd oor haar. Maar sy het net 2 klein spelfoutjies, nie spelfout, die taalfoute gemaak in die hele opstel. Maar sy het die onderwerp verkeerd vertoon. En as jy dit doen, kan jy dalk baie swak doen. Ek was so bekommerd. En daar kom haar Engels en sy het 'n C vir Engels. Ons het oor daai C hoeveel keer gespog en gepraat. As jy ja nee, maar jy moet 'n C vir Engels, jy kan dit nie. Ag, my moeder is lekker. Ek kon spel, hoor. Ja. Daar was nie 'n kind wat so goed kon spel soos sy. Ag, fantasties. En is ek baie trots op haar. Ag, ek was so lief vir haar. Ongelukkig is sy in haar slaap. Oh, dis jammer. Ek mis haar so baie. Ek mis haar. Haar seentjie het my net gebel die oggend en gesê, ek sien nie dat my mamma asemhaal nie. Ai, shame. Ek daar kom lê sy so in vrede op haar bed. Dit sê sy die Here al geneem. Ja. Sy was mos 'n kind van die Here gewees. Absoluut. So dan het dan nie nodig om te bekommer. Sy is gelukkig. Sy het moeilike werk gehad. Ek is baie bly. Ja. Sy spandeer, maar ek verlang so daarna. Ja, dis nie lekker nie. Nee, dis nie lekker nie. Dis nie lekker om iemand te verloor nie, maar ek het vanoggend op die radio te hoor dat as 'n mens doodgaan, dan jy gaan nie regtig dood nie. Jy gaan net vir verhuis net. Dit is waar. Ja. Kyk hoe lees ons in die Bybel nie van Lazarus wat Ja. die Here uitgekom en gelukkig was. Ja. Nee, ek weet sy is op die regte plek. En dit troos my. En so 'n paar weke na sy oorlede is. Nou, ek weet nie was dit 'n droom nie, maar dit was so helder. Dit voel vir my dit het regtig gebeur. Toe sien ek iemand loop verby my slaapkamer. Dan die skaduwee gaan daar verby. En die volgende oomblik toe kom sy in. En sy was so gelukkig. Sy het gestraal. En sy was heelwat jonger. Want sy was 49 toe sy dood is. Was heelwat jonger en heelwat skraler en haar hare het bietjie langer geword. Maar dit was sy. En ek sê vir haar, Lizet, leef jy dan weer? En sy sê vir my, ek leef. En sy is so trots op dit wat sy, ek kan sien, dit gaan goed. En ek glo die Here het op my gestuur, omdat ek so gehuil het. Ja. Wat ek getroos kan wees, dat ek weet, sy is baie gelukkig waar sy is. Ja, ek Baie glo. gelukkig. Jy kan nie worry daaroor, sy is op die regte plek. Ek worry daaroor nie, ek mis dit. Ons het saam altyd gebak, ons het saam dinge gedoen. Ons het altyd saam potensie toe gegaan na die bazaars daar, want sy is so baie mense daar geken. En ons het na al hierdie lekker plekke saam gegaan. Ek mis haar so. Ek het dan nie eens meer lus om te gaan sonder haar nie. Shame. En dan sê sy het 'n seentjie gehad. Die seentjie bly nou by my. En Ag, my moeder. Baie lief vir hom. Hoe oud is hy? Hy word nou 14. Sjoe. En is nou op die stadium wat hy sy ouma baie lekker kan help. Ag, dis Ja. lekker. Dit dan leer hom seker baie dinge. Ek leer hom baie dinge. Ek hoop hy is stout nie. Ag nee, en dit moet wel verby daai stadium. Behalwe nou om nou die seentjie groot te maak, wat doen tannie nou dat tannie afgetree het? Man, jy weet ek is baie lief vir Nater. Nou het ek minder tyd vir Nater, soos ek jou sê, maar ek my kinders verwaar is dit help ek nou vir hom. Want Okay. ek gaan hom nou los. Ja. Hy moet nou leer om op sy eie. Want hy gaan mos nou hoërskool toe, Hy né? gaan nou hoërskool toe. Wat 'n hoërskool gaan hy? Hy gaan nou die Malherbe toe. Dis 'n Waar my baie goeie kinders skool. was, waar my man was en wat nagenoeg is aan my huis. Ja. Maar hy kan nie loop nie, hy moet nog steeds bus haal daar. Ag, ek is seker hy sal fyn wees. Ja, Hy's mos nou al groot. En ek is so trots op die skool en ek was daar om te gaan kyk hoe lyk dit daar. En al die onderwysers lyk vir my goeie onderwysers. Ja. En die skool is netjies en skoon en die kinders wat daar was is beleef dit lyk En hulle het baie Christelike waardes want hulle baie. Ja. Baie. En dit glo ek moet vir jou sê hierdie kind van my. Dis nou maar my kind. Hy het so iets soos 9 Bybels. Sjoe. Hy lees hulle gereeld. Hy kom gereeld met my oor die Bybel gesels. Hy wil 'n teoloog word. Hy stel belang in teologie. Maar dan wil hy dit word, dan wil hy dat my gaan altyd weer terug na die Maar hy kan altyd 'n kursus gaan doen by WOX, Ja, nee, Word of God Seminary, wat hom Hy- baie mooi gaan leer. Hy is baie gelowige kind. Ja. En is elke Sondag as hy in die kerk en die katekisasieklas.
Nee, hy is baie lief vir die Here. Ek weet. Sy oom Chris is seker baie trots op hom. En hy bid elke keer as die oupa klaar gebid, dan bid hy ook. As gaan eet, dan bid oupa, dan bid hy vir homself. Ag, my moeder. Dan eet hy die pudding, dan bid hy weer vir die pudding. Ja, dis reg, mens moet mos dank jou, die Here dank vir die kos wat jy kan geniet. Ja. Want ons so baie mense wat nie kos het om te eet en alles nie. Maar ek is baie bly dat hy dit om vir my geloof. Dat ek maar hom kan lief hê. Ag, shame. Hy lyk seker baie na sy ma. Weet jy nie, hy lyk net so sy pa. As jy hom met sy pa saamstuur, dan jy kan duidelik sien. Ag, my moeder. Ek sou graag wil gehad het, hy moet as sy ma lyk. Maar nou Oh, mens verander mos so, miskien verander hy nog. Miskien sal hy lekker een of ander tyd na sy ma. Shame. So wat doen Tannie behalwe nou nog kinders kyk en alles, wat doen Tannie nog? Wat doen ek nog? Ja. Ek doen my huiswerk self. Ek raak nou oud onthou. Mm. En ek het nie meer die krag nie. Gelukkig help oupa my. Maar oupa, ek moet nou sê, oupa werk 'n bietjie af. Maar ek moet baie keer goed gaan oorwas. Ag, met ouderdom gebeur dit nou maar. Ek waardeer dat hy my help. Ai, shame. In elk geval, wat En ek ek nou bak baie koekies. Ja, want kan my sien. dogter kom gereeld koekies soek, maar as jy by haar kom, is daar daar's niks. niks. Dis verskriklik. Tannie gaan maar met hom met Ros. Wat ek nou gesê het, Tannie, kan ek nog 'n koppie tee kry asseblief? Okay, ek sal gou vir jou gaan. Is daar nog Sonder koekies? Nee. Ag nee. Ek moet daarom vir my ander gaste ook koekies bære. Ai. Want ek het eintlik gekom om te kom swem en hy water lyk so lekker. Wat dit is. Ek dink ek gaan nou swem. Tannie, voordat ons die tee maak en alles, dink ek ons gaan net afsluit met gebed, want pastoor Chris het my baie mooi geleer dat 'n mens altyd afsluit met gebed. So maak dit Tannie se oë toe asseblief. Vader, baie dankie dat ons vandag weer iets uit iemand se lewe kon leer. Wat 'n wonderlike geseënde persoon is dit om deur U geseën te word om so fantastiese, ryke lewe te hê. Here Jesus, baie dankie vir elke stappie wat U saam met hulle stap, hierdie familie. Hou hulle veilig, behoud en bewaar hulle en help hulle ook vir hulle hierdie seentjie met groot maak. Gee hulle die krag en die wysheid om hom ook op die regte pad te hou. Al is hy op die regte pad, dat hy kan bly op die regte pad. Vader, baie dankie vir al die liefde en die genade en behoed ek en bewaar ek elke persoon wat na hierdie boodskap luister om die naam van hulle alleen. Amen. Tannie, baie dankie. Ek sal Tannie kom help om my tee te maak. Tannie, maar die resep van die koekies maar vir my gee. Miskien kan ek probeer om dit te maak. Maar ek is nie baie goed met dit nie. Nee, ek weet dit. Anyways, in elk geval. Mense, baie dankie dat julle hierso was, dat julle lekker na ons program geluister het. Ek hoop julle het dit net so geniet soos wat ons het geniet het om dit te maak. En mag julle 'n regtig lekker week hê en vir die wat lekker met vakansie is, geniet dit, wees veilig en hou die Here eerste. En onthou om julle Bybels in te pak as julle met vakansie gaan. Want sonder die Here kan ons geen ding doen in ons lewens nie. En dan wil ek net julle herinner aan pastoor Chris se nommer is 083 232 2442 en my nommer is 082 92 49 458. As julle enige onderwerpe het wat julle wil hê ons moet oorgesels, stuur dit asseblief gerus deur. Lekker week julle.